Ons gaan vanmôre lees uit Handelinge hoofstuk 13. Handelinge hoofstuk 13, soos ons reeds die afgelope paar weke gesien het, is ons besig met die Nuwe Testamentiese kerk, die kerk na die uitstorting van die Heilige Gees, en ons gaan vandag bietjie verder, die kerk het al gegroei, ontwikkel, en dan kom ons by hierdie gedeelte waar ons pertinent die ingryping van die Heilige Gees sien, en dan die reaksie van die mens op die oproep van die Heilige Gees, en dan moet ons dit na onsself toe vat, en ons moet vir onsself begin vra, maar wat sê die Here vir my in my lewe? Hoe praat die Here vandag met my? Hoe reageer ek? Hoor ek wat hy sê? Hoor ek daai uitdaging? Slaan ek ag? Ignoreer ek dit? Of jaag ek dit na? En hoe kan ons dit, wat hy van ons vra, 'n realiteit maak in ons persoonlike lewe, maar dan ook as 'n gemeente? Handelinge 13 van vers 1 af. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Nou dit is 'n uitgeleese groep hierdie, ongelooflik, hierdie mense wat by mekaar was in Antiochië, toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het die gemeente hulle laat gaan. Ons lees net tot daar. Wat 'n mooi prentjie van die Nuwe Testamentiese kerk. Watter mooi prentjie vir ons, om te sien waar kom ons vandaan, want ons is 'n uitvloeisel van die Nuwe Testamentiese kerk. Ons het hier so gedagte van hoe die kerk gefunksioneer het in die begintyd. Hulle het in huise by mekaar gekom en die kerk het gegroei. En dit lees ons in Handelinge hoe die kerk gegroei het, hoe die evangelie versprei het. En meer mense is toegevoeg tot die gemeente, tot die kerk van Christus. En nou lees ons hierdie gedeelte van Antiochië. Nou waar was Antiochië? Dit was in Sirië gewees, noord van Israel, so aan die ooste kus van die Middellandse See. Julle weet nou presies waar dit is, nee. Daarso was Antiochië, en dit is 'n redelike ver ental weg van Israel, wat die evangelie al versprei. En nou lees ons hierdie gedeelte, en ons sien hierdie uitgeleese groep mense by mekaar, tot iemand wat saam met Herodes, wat aangestel was as die heerser, wat saam met hom groot geword het. Daar was profete en daar was leraars, en wat so mooi was, hulle was by mekaar om God te dien. Dit was maar 'n gemeente byeenkoms, soos ons by mekaar is vanmôre. En onder die mense wat daar was Paulus en Barnabas. Daardie tyd het hulle hom nog Saulus genoem. En dan kom die Heilige Gees se oproep aan die gemeente. 10-1 deur een van die profete, een van die apostels, gelei deur die Heilige Gees, het hulle gesê, maar sonder Barnabas en Saulus af, vir die diens wat ek vir hulle beplan. Nou vir ons is dit amper normaal dat so iets kan gebeur, want dit is in ons denke, as 'n gemeente 'n sendeling uitstuur, dan glo die gemeente dis onder die leiding van die Heilige Gees, en hulle stuur daai persoon om sendingwerk te gaan doen, ergens in Suid-Afrika, Afrika, ergens in die wêreld. Maar vir die eerste kerk was dit 'n vreemde gebeurtenis. Want onthou, die Jode het nooit sendelinge uitgestuur om die Jodendom groter te maak nie. Hulle was altyd na binne gekyk, en elke land wat hulle eie godsdienst gehad het, was op hulle self gefokus. Daar was die sendelinge wat van een land na die volgende land toe gaan en sê, maar ek wil vir julle vertel van my God nie. So dit wat die gemeente hier ontvang is vreemd.
Sonder Paulus en Barnabas af vir dit wat ek vir hulle beplan, dit waartoe ek hulle geroep het. En wat is die gemeente se reaksie? Here, ons sal tot U nader, en hulle het gevas. Nou, om te vas is om jou regtig te nederig te maak voor die Here, om jou afhanklikheid van God te bevestig en sê, Here, ek kom soek U leiding. Dit was wat die gemeente besig was om te doen. Hulle het gevas toe hulle by mekaar was. Hulle het God se leiding gesoek. Onthou, die kerk is nie, hoe moet ons dit doen? Wat moet ons verkondig? Wat moet ons op skrif stel? Hoe kan ons die koninkryk uitbrei? Hoe kan ons die mense leer? Dit was alles nie. En hier kom God en hy sê maar, stuur hierdie 2 mense uit, en die gemeente sê maar, ons sal tot God nader en ons sal hoor wat sê hy, en laat ons wil gelyk is aan sy wil, sodat ons kan handel soos God wil hê, ons moet handel. Soos God van elkeen van ons vra. Dat ons onsself ook sal nederig maak, verootmoedig voor die Here. Hulle het gevas en hulle het gebid. Onthou, dis 'n vreemde gedagte, 'n sendingreis vir hulle. En hulle het gebid, want nou gaan Paulus en Barnabas in die wille wêreld in. En daai tyd was rof gewees. As jy teen 'n land se godsdiens gepraat het, dan het hulle jou net daar doodgemaak. Daar is sekere lande in die wêreld waar dit nou nog steeds so gebeur. En die gemeente het gebid om dat hulle heel eers gehoorsaam sal wees aan God. Dat Paulus en Barnabas sal gaan. Dat die gemeente hulle sal stuur, maar dan vir daai beskerming. Here, bewaar hulle. Here, maak hulle werk vrugbaar. Seën hulle, lei hulle. En die 2 is afgesonder. Die gemeente het hulle die hande opgelê, hulle geseën en hulle laat gaan. En ons ken Paulus se eerste sendingreis en sy tweede sendingreis. En wat 'n impak hy en Barnabas en later hy sonder Barnabas gedoen het. Die impak wat hy gebring het. En hier het begin by 'n gemeente wat opgeroep is. En op hierdie punt wil ek 'n vraag vra. Wat was hierdie kerk, hierdie nuutgebore kerk se motivering om dit te doen? Wat was hulle motivering om te gaan en te sê, maar dit is reg. Ons sal vir Paulus en Barnabas stuur. Hulle is belangrik in ons gemeente, maar ons sal hulle stuur. Ons het laasweek na hierdie skyfie gekyk en dit gaan oor ons verlossing. Dit begin by die belofte wat God gemaak het, dat hy vir ons 'n verlosser sal stuur. Jesus wat gekom het, Jesus wat sy plek in die hemel gelaat het en na ons aarde toe gekom het vir ons verlossing. Hy wat gesterf het aan 'n kruis vir ons sondes. Hy wat opgestaan het uit die dood uit, wat die mag van die bose gebreek het, die mag van die sonde gebreek het, die mag van die dood gebreek het, en dan het die Heilige Gees gekom op elkeen wat in die kerk sit. Laasweek het ons gesien hoe dit op die nie-Jode gekom het met Cornelius. En hoe hulle almal gevul was met die Heilige Gees en hoe daar lewe was in die kerk. Soos nou ook aangeraak het, deur die Heilige Gees kan ons gaan lewe, soos God wil hê ons moet lewe. En dis waar dit begin. Dis waar die motivering begin het, maar daar's 'n verdere aspek wat ons vandag moet bybring. En vir Paulus was dit belangrik, en jy kan sien die laaste punt wat bygekom het is die wederkoms. Want die eerste hierdie skyfie, die vorige skyfie gaan oor verlossing. Dit is my verlossing, dit is hoe ek kind van God word, en dan met hierdie tweede skyfie, daai wederkoms wat bykom, daai woord wat bykom van lewe. Van nou moet ek begin lewe dit wat God vir my gegee het deur my verlossing. Want die wederkoms is, en ons moet vir 'n oomblik net vir onsself gaan vra, maar is die wederkoms vir ons 'n realiteit? Die verwagting wat ek het van die wederkoms, is dit
'n werklikheid? Is dit iets waarna ek kan uitsien? Nie net, dit gaan mooi wees nie, maar iets wat ek verwag. Soos as iemand my gaan bel, ek weet Jesus is op pad, want hy gaan my kom haal. Want die wederkoms en ons fokus op die wederkoms en ons reaksie teenoor die belofte van die wederkoms bepaal hoe ek nou lewe, want as ek daai verwagting het van Jesus kom weer, as ek daai uitsien het van alles moet reg wees, ek moet reg wees, dan is my ingesteldheid anders. Dit gaan oor my verlossing heel eerste. Ek ontvang die Heilige Gees as kind van God. En dan daai belofte van die wederkoms van Jesus. Jesus het in Johannes 14, het hy vir sy disippels gesê, ek gaan weg. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Ek gaan om vir julle die pad voor te berei. En dan kom ek om julle te kom haal. Vir Paulus was die wederkoms 'n baie groot realiteit. Hulle het dit verwag in hulle tyd. Hulle het gedink, Jesus gaan vinnig terugkom. So hulle lewe was heeltyd gedryf ook deur hierdie gedagte, maar Jesus is weer op pad. Ek is verlos, ek is kind van God. En Jesus is op pad om my te kom haal. En dan met die hemelvaart wat ons donderdag gevier het, net daarna, net nadat die disippels gekyk het, hoe gaan Jesus weg? Lees ons hierdie vers. Die sê toe vir hulle, dit was 2 engele wat daar gestaan het. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk nou maar, Jesus het nou net opgegaan. Hulle staar, want hy het verdwyn, en dan hierdie ongelooflike woorde, hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daai belofte, nie alleen Jesus se woorde aan sy disippels in Johannes nie, maar die engele wat dit hier bevestig, soos julle hom sien opvaar het, so gaan hy weer kom. Het julle iets raak gesien? Dis die onthouvers. Daar sê, dis die onthouvers vir volgende keer. Handelinge 1 vers 11. Hy is 'n bietjie lank, maar jy het 2 weke om te leer. Die sê toe, hy kan maar 'n jaar vat. Hy kan maar 'n jaar vat om dit te leer. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Ons het net donderdag hemelvaart gevier. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dit is ons verwagting. Jesus kom weer terug na ons toe. Dit is wat ons moet hoor, dit is wat ons moet bevestig aan onsself. Jesus kom weer terug. En dit bring 'n ander fokus, 'n ander dimensie in ons lewe as Christene in. Hierdie realiteit, hierdie waarheid. En daarom die vraag, wat beteken die wederkoms vir ons? Ek het al probeer dink, hoe moet dit lyk, hoe moet dit wees? Maar mens kan dit nie verstaan nie. Ons weet net, soos hy ook self gesê het, Jesus self gesê het, ek kom weer. En ek bring die beloning aan elkeen wat aan my behoort. Maar wat beteken die wederkoms vir ons? Dit beteken vir ons om verenig te wees met Christus. Dink bietjie daaroor. Verenig te wees met hom sonder enige skeiding. Nou weet ons hy is hier teenwoordig. Ons kan hom nie sien nie, ons glo dit. Maar eendag gaan ons hom aanskou in sy glorie, in sy majesteit. In Johannes 17 vers 24 het Jesus dit gebid. Hy het gebid, Vader, dat hulle wat aan my behoort, by my sal wees, sodat hulle my glorie kan sien, en die liefde wat U vir my het, voordat die wêreld geskep is. En dit is wat ons gaan sien met die wederkoms van Jesus, as ons verenig word met die lewende God. Nou dink bietjie, hoe het die disippels daaroor gevoel? Ons raak opgewonde, ons kan dit nie indink hoe dit gaan wees nie, maar die disippels het gesien, hulle, Jesus vaar op, en nou het hulle verwagting, hy kom weer. Onthou, hulle ken Jesus, hulle het hom gesien, hulle het aan hom gevat, hulle het na hom geluister, hulle het saam met hom geëet.
Hoe gaan daai opgewondenheid in hulle harte wees? Jesus kom weer. Ja, ons moet doen wat hy van ons vra, ons moet ons werk reg doen, ons moet dit klaar doen, want Jesus kom weer. En as hy kom, dit gaan so wonderlik wees. Ons gaan hom weer sien, ons gaan hom in sy glorie sien. Is dit hoe ons oor die wederkoms voel? Raak ons opgewonde van, ek gaan Jesus weer sien. Ek gaan hom beleef. Ons ken hom, ons praat met hom, ons glo in hom, maar ons gaan hom sien in al sy glorie. Daarom is die wederkoms vir jou 'n werklikheid. Of is dit iets daar ver agter in jou kop? Ja, ek glo dit ek bely dit is die waarheid. Hy kom weer, soos ons bely in die 12 artikels. Maar of is dit hierdie werklikheid wat 'n invloed het op my elke dag se lewe? En dis die punt. Het die wederkoms van Jesus 'n invloed op jou elke dag se lewe? As ons weer gaan kyk na Paulus en Barnabas en hierdie skyfie verlossing en lewe. Soos ek reeds gesê het, Paulus het hierdie groot verwagting gehad van die wederkoms van Jesus. En hierdie prentjie wys ons volle verlossing. Belofte Jesus wat gekom het, sy dood, sy opstanding, die Heilige Gees. Ons volmaakte verlossing. Ons volle verlossing en dan nou moet ons gaan lewe. Want Jesus is op pad. Die werk wat aan ons gegee word, moet ons nou doen. Volle verlossing en 'n volle lewe. Dis wat ons moet lei. Dis hoe ons dit moet uitleef. Ek kan nie net terugsit en sê, maar ek stop by my verlossing, ek stop by die feit dat ek die Heilige Gees gekry het. Dit kan nie daar stop nie. Dit moet verder gaan, dit moet oorgaan in my reaksie teenoor Jesus wat vir my gesterf het, my reaksie teenoor die Heilige Gees wat ek het. Nou moet ek dit gaan leef, voluit gaan leef, volgens God se standaard, volgens dit wat die Heilige Gees van my vra, soos die gemeente het gehoor, die Heilige Gees het gesê, sonder vir Barnabas en vir Paulus af, vir die taak wat ek hulle voorgeroep het, so moet ons die roeping van die Heilige Gees op ons lewens hoor, en so moet ek reageer. Deur te vas, Here, is dit wat U gesê het, deur gebed, Here, lei my sodat ek dit kan doen. Paulus en Barnabas, ek dink dit was baie groot opgewondenheid, maar besef ons wat het hulle deurgegaan. In 2 Korintiërs 11 lees ons wat Paulus sê van hoe swaar hy gekry het, hoeveel keer hy geslaan is, hoeveel keer hy in die tronk gegooi was. Hy was op 'n skip wat gesink het. Hy het op die water gedryf. Hy was sonder kos, hy was honger, hy het koud gekry. Hy sê van al hierdie goed wat verkeerd gegaan het, maar nog steeds het hy gedoen dit wat God van hom gevra het hy dit uitgeleef, want hy het geweet Jesus kom weer en ek het 'n oproep en ek het 'n taak en dit moet ek nakom. Ek kan nie net sê maar hopelik gaan iemand anders nou maar die evangelie verkondig aan Europa of die res van Asië. Here, stuur iemand anders. Hulle het gesê, dit is reg wat U sê. Dit is wat ons sal gaan doen. En nou hier sit ons vanmôre. Wat vra God van ons? Wat sien jy as jy hierdie hele prentjie sien? Sien jy dat jy totaal vrygespreek is deur die lewende God oor Jesus Christus? Deur sy dood en sy opstanding. Sien jy en beleef jy die feit dat die Heilige Gees op jou gekom het en dat hy jou volmaak? Dat hy getuig teenoor jou wie Jesus is, wat Jesus gedoen het, van jou verlossing. Hoe hy jou oproep en jou uitdaag om die wil van God na te kom. Sien jy daai prentjie en sê, maar dit is my verlossing. Ek is kind van God. Ek is vrygespreek en ek het daai verwagting van die wederkoms. Kom jy by daai punt vanmôre wat jy kan sê, maar vir die Here wil ek lewe.
Soos hy van my vra, so wil ek lewe. Wat hy van my vra, dit is wat ek wil doen. Is dit wat God vir jou gedoen het? Hoor mooi, is dit wat God vir jou gedoen het, groot en goed genoeg, sodat jy kan sê, Here, wat U ook al van my vra, dis wat ek bereid is om te doen, want U is my Here, my verlosser. Is daai prentjie groot genoeg vir jou, sodat jy sê, Here, ek lê alles voor U neer. Wat U vra, dit is wat ek sal doen. Want U is my verlosser. En Jesus, U kom weer. Vanuit die Nuwe Testamentiese kerk, soos ons gelees het hier van Antiochië, soos hulle gereageer het, toe hulle die oproep van die Heilige Gees hoor, hoe gaan ons reageer op die oproep van die Heilige Gees aan elkeen van ons toe? En ek wil hê ons moet vanmôre dit persoonlik vat. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Wat is sy oproep op jou lewe? Want dit begin eers by ons persoonlik. Wat vra hy van jou lewe? Wat vra hy van jou as kind van God? Wat vra hy vir jou vanuit die feit dat hy weer kom? Wat se werk het jy wat jy moet gaan uitleef, wat jy moet gaan doen? Kom ons breek so 'n paar punte oop. Die oproep wat God het op jou as man. Wat is God se oproep op jou as man? Om die Here te dien. Heel eerste. Om die Here te dien. Om in 'n verhouding met hom te staan. As jy getroud is, om jou vrou te eer, om haar lief te hê, soos Christus die kerk lief het. As jy kinders het, vir jou kinders te wys, so dien 'n mens die Here. So dien iemand wat deur daai hele sirkel gegaan het, wat uitsien na die wederkoms, so dien 'n man die Here, sodat jou kinders dit kan sien, sodat hulle jou voorbeeld kan navolg en so ook die Here dien. As vrou, wat is die Heilige Gees se roeping op jou lewe? Om die Here lief te hê. Vanuit jou liefde om die Here te dien. Om jou man lief te hê, om hom sterk te maak, om langs hom te staan. Om jou kinders te leer van Christus se liefde. Om jou kinders te leer van daai proses. Daar's nog soveel ander aspekte wat bykom, ek raak net 'n paar aan. Jy as kind. Wat is die Heilige Gees se roeping op jou as kind? Om die Here lief te hê. Soos jou ouers vir jou wys om so die Here te dien. Om gehoorsaam te wees. Om jou ouers te respekteer. Om 'n getuie te wees vir Jesus by die skool. Vriend of vriendin, wat is die Heilige Gees se roeping op jou lewe as 'n vriend of vriendin? Om vir almal wat naby aan jou is, te vertel van Jesus. En nie altyd met jou mond nie, maar met jou dade ook. Met jou gebede wat jy vir hulle bring, om regtig uit te reik en sê, maar ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd, ek staan saam met jou, ek bid vir jou. As 'n vriendin of 'n vriend swaar kry om saam te gaan sit en te sê, maar ek is hier vir jou. Kom ons soek saam die aangesig van die Here. Lidmaat van die gemeente, wat is jou taak as lidmaat van die gemeente? Die gawes wat die Gees vir jou gee om dit in die gemeente uit te leef. Om saam te kom dat ons die Here verheerlik, om dien en eer. Om die evangelie te verkondig in die wêreld in. As deel van die gemeenskap, wat is jou taak? Wat vra die Heilige Gees van jou? Om die lig en die sout te wees. En die wêreld het dit nodig. En so kan ons aangaan, daar is so baie aspekte wat die Heilige Gees op ons lewens kom druk.
Hoe gaan ons daarop reageer? Die eerste kerk het gesê, ons sal die wil van die Here najag. Onthou, dit was vir hulle 'n vreemde ding wat hulle moes gedoen het. Dit was nie hierdie gemaklikheid nie, dit was 'n vreemde ding wat hulle moes gedoen het. Na aanleiding van hulle voorbeeld, wat gaan ons doen as God van jou vra? Dit is hoe jy as man moet optree, jy as vrou moet optree, jy as kind moet optree. Dit is hoe ons as kerk moet optree. Wat gaan ons reaksie wees? Ons moet altyd hierdie prentjie onthou. En laat dit ons motiveer. My verlossing is volkome. Ek sien uit na die koms van Jesus, hy's op pad. En ek het 'n lewe wat ek nou moet leef. Soos hy wil. Volgens sy begeerte vir my. Soos die Heilige Gees het op my lê. As jy net so 'n paar verse, is daar nou nie onthou verse nie, so julle kan hulle net lees, julle hoef hulle nie te onthou nie, maar Lukas 11:28, maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Ek is verlos, ek is vrygespreek, gaan lewe dit. Jesus is op pad, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek in plek kry? Sodat U kan terugkom, om my te kom haal, om ons te kom haal. Spreuke 16:20, wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. Om dit uit te leef wat die Heilige Gees op jou hart sit. Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Die belofte. As ons sê, ja Here, wat U van my vra, dit is wat ek sal doen. Wat het die eerste gemeente gedoen? Hulle het gevas. Hulle het die oproep gehoor. Hulle het dit aan God toe gevat en sê, Here, ons stel ons onder U gesag. Wys my die waarheid, wys my wat U van my vra. Gebed. Here, nou bid ek vir leiding, vir krag, vir genade. Ek bid dat U my sal help sodat ek kan uitleef dit wat U van my vra, dat ek kan doen dit wat U van my vra en dan om te gaan en dit te gaan doen. Hulle het vir Paulus en Barnabas die hand opgelê en gesê, gaan, nou is dit ons beurt om te gaan doen dit wat God van ons vra. Alles is in plek, al wat nou nodig is ons reaksie. En daar my vraag vanmôre, hoe reageer jy op dit wat die Heilige Gees nou op jou hart sit? Daai oproep wat jy van hom af kry, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen? Alles is in plek. Laat ons gaan lewe soos hy wil hê. Ons moet doen, laat ons gehoorsaam aan die Heilige Gees sal gaan lewe volgens sy wil. Kom ons bid saam.